Ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, die eerste dag van die week. Nou is dit sonde om op Sondag te aanbid. Sommige argumenteer dat dit verkeerd is om op 'n Sondag te aanbid, eerder as om die tradisionele Sabbat te onderhou. Die Nuwe Testament maak dit egter duidelik dat die Christene op die Sondag bymekaar gekom het. Gelowiges word geroep om God elke dag te eer in elk geval. Johannes 20 vers 19 lees ons: En toe dit aand was op die eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle. Hy sou nie vrede gesê het as dit nie reg was om op die eerste dag van die week bymekaar te kom nie. Het jy geweet dat voor die opstanding van Jesus word die frase op die eerste dag van die week nêrens in die Bybel gevind nie, maar na die opstanding is daar 8 verwysings daarna. Nadat Jesus opgestaan het, het die disippels bymekaar gekom op die eerste dag van die week. Ons lees in Johannes 20:26. En 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê: Vrede vir julle. Die uitstorting van die Heilige Gees het op die eerste dag plaasgevind, op die Pinksterfees, op Sondag. Lees maar Handelinge 2 vers 1 tot 4 en Levitikus 23 vers 15 en 16. Die eerste dag of Sondag, soos ons dit ken, was die dag wat die vroeë kerk bymekaar gekom het. Handelinge 20 vers 7 lees ons: Op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede, met ander woorde sy preek, gerek tot middernag toe. Hy het vir hulle gepreek op daardie dag. Dit was ook die dag wat op sy gesit is om 'n dankoffer in te samel. 1 Korintiërs 16 vers 2. Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Nou vra sommige, hoekom kom Christene nie bymekaar soos die Jode op die Sabbat of die Saterdag nie? Antwoord vind ons in Kolossense 2 vers 16 en 17. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Met ander woorde, die Sabbat was 'n skaduwee van die dinge wat kom, waarvan Christus die beginpunt, die kern is. Ons vier Sondag omdat Jesus nou ons Sondag is. 1500 jaar nadat die Sabbat deur die Jode ontvang is, skryf die Hebreërskrywer in Hebreërs 4 vers 9. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Nou weet ons dit verwys na die 1000-jarige vrederyk, maar ons het 'n Sabbatsrus ontvang. Ons het Christus ontvang. As ek en jy weergebore is, het ons in sy rus ingegaan. Hebreërs 4 vers 10 lees ons: Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Deur ons werke kan ons nie in die hemel kom nie. Ons kan nie die Here deelagtig word nie. Net deur geloof kan ons daar kom. Romeine 1 vers 17 skryf Paulus: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan skryf hy aan Titus in Titus 3 vers 5: Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Daar is ook baie aanhalings uit buite-Bybelse bronne van die vroeë kerk van 90 tot 300 na Christus wat beskryf hoe Christene bymekaar gekom het op die Sondag, op die eerste dag van die week.
Ek wil afsluit met wat Jesus gesê het in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.